Goeiedag en baie welkom by 'n tweede videoles in die hoofstuk van eksponente. In vandag se video gaan ons kyk na die vereenvoudiging van eksponensiële uitdrukkings. Eerstens gaan ons kyk na die vermenigvuldiging en deling beginsels by eksponensiële uitdrukkings. Nou 'n wenk, herskryf alle grondtalle in terme van priemgetalle en pas dan jou eksponentwette toe. So, belangrikste eksponentwette wat hier gaan gebruik gaan word, is ons produkreël en ook dan ons kwosiëntreël. Vereenvoudig nou byvoorbeeld die volgende breek. Nou in hierdie breek sien ons daar is 2 grondtalle wat nog nie priem is nie, die 12 en die 6. So ons gaan skryf dit eers as priemfaktore, so kyk mooi hoe maak ek gebruik van die hakkies, veral omdat jou eksponent nou 'n 2-term eksponent is. Nou kan ons eksponentwette gaan toepas, so 'n eksponent binne die hakkie maal met die eksponent buite die hakkie. So oppas nou, daai 2 gaan maal met die x min 1, so dit is 2x min 2. So dit is so goed soos jou eksponent x min 1, dat jy dit in 'n hakkie sit. Nou dat jy alles vereenvoudig het, nou kan ons verder ons eksponentwette toepas, en ons gaan daardie maal en kwosiëntreël sommer in een asem gebruik. So ons begin met die grondtal 2. So in die teller het ons 2 grondtal 2, so ons sê x plus die 2x min 2, en dan vir die noemer moet ons die eksponent gaan aftrek, en nou moet jy oppas, dis minus, en dan in hakkies die 3x min 1, wat dan vereenvoudig na minus 3x plus 1. Soortgelyk gaan doen jy vir die grondtal 3, en nou kan ons net gelyksoortige terme by mekaar optel en aftrek, en dan kry jy op die ou en 2 tot die mag min 1 gemaal met 3 tot die mag 0. So, vir die negatiewe eksponent, as 'n reël, soek ons gewoonlik nie maar negatiewe eksponente nie, kan ons dan gaan skryf as 'n half, en 3 tot die mag 0 is 1, en 1 maal met 'n half bly net 'n half. 'n tweede voorbeeld waarna ons gaan kyk, is ene wat juis wortelvorme bevat. So onthou dan ook jou worteldefinisie wat jy kan gebruik. So as ons het a tot die mag p onder enige tipe wortel q, dan gaan dit word grondtal a, en jou eksponent is dan p gedeel deur q. So, in hierdie voorbeeld gaan ons eers die worteldefinisie gebruik, maar let sommer dadelik ook op, ons het 2 grondtalle wat nog nie priem is nie. Maar hou hulle vir die oomblik eers net so. So gebruik eers die worteldefinisie, en dan in ons volgende stap gaan herskryf ons daardie 2 grondtalle as priemgetalle. So die 16 word 2 tot die mag 4, en die 32 word 2 tot die mag 5. Nou gaan vereenvoudig ons, so let nou mooi op 4 gemaal met x op 3, is dieselfde as 4x gedeel deur 3. En nou het ons op die ou en 3 breuke. So onthou, ons het die teller se eksponent het ons gevat, en dan minus die noemer eksponente. So om hierdie 3 breuke nou 1 te kry, gaan kry ons standaard die KGV, wat dan 6 is, so gaan vermenigvuldig dan nou elke breuk met die KGV, en dan kan ons dit nou lekker vereenvoudig, want 8x min 3x min 5x werk mooi uit op 'n 0, en 0 deel 6 bly 0, so 2 tot die mag 0 gee dan vir ons 'n finale antwoord van 1. Vir optelling en aftrekking uitdrukkings moet ons gebruik maak van faktorisering. Kom ons hersien vlugtig faktoriseringsstappe. Nou heel eerstens, in hierdie stap kom nogal nie baie voor nie, maar gaan maak tog maar seker dat jy eers vereenvoudig deur gelyksoortige terme op te tel of af te trek. Tweedens, indien dit die geval is dat daar nog 4 terme is, dan moet jy dink aan groepering. Met ander woorde, 'n 2-2 groepering of 'n 1-3 of 'n 3-1. Of dit kan klaar wees dat daar klaar hakkies is, maar die hakkies is nog nie dieselfde dat jy dit kan uithaal as 'n GGD nie, so dan kom tekenverandering voor. Goed, dan gaan ons kyk na 'n GGD. Nou dis belangrik, jy hoef nie al die stappe noodwendig van die begin af te doen nie. Jy kon byvoorbeeld vir die eerste keer nou iets gedoen het hier by die GGD. Maar die volgorde wat ek hier vir jou gee, is half 'n logiese volgorde wat jou gaan help, en dat jy nie iets mis in die proses nie.
Goed, so met ander woorde, GGD, die grootste gemeenskaplike faktor wat ons dan uithaal. Volgende is dit dan die verskil van vierkante. So as ons net gou vlugtig weer na verskil van vierkante kyk, byvoorbeeld x² min y² gaan vir jou gee die x plus y in 'n een hakie en x min y in 'n tweede hakie. Die twee hakies kan natuurlik heeltemal omruil ook, dat jy eers x min y het en dan x plus y. Of byvoorbeeld x tot die mag 4 min y tot die mag 4, gee vir ons x² plus y² gemaal met x² min y². Maar belangrik, jy moet altyd elke hakie gaan kyk of hy nie verder kan faktoriseer nie. En as jy na hierdie laaste hakie gekyk het, so jy gesien het dat hy weer 'n verskil van vierkant is, wat nog verder kan faktoriseer. So die belangrike ding van verskil van vierkante, dis slegs twee terme wat geskei is met 'n minus en jy ken die vierkantswortel van elke term. So dit is hoe jy vinnig kan toets of dit wel 'n verskil van vierkant is. Volgende, kyk ons na 3 terme. Nou by 3 terme onderskei ons tussen maklike 3 terme, met ander woorde daar's geen koëffisiënt voor die x² nie, of ons onderskei tussen moeiliker 3 terme, waar daar wel 'n koëffisiënt is. Onthou die koëffisiënt is die getal, die heelgetalwaarde wat voor daai veranderlike staan. So vir 'n maklike ene moet jy gou weer die reëls onthou. Die laaste teken bepaal vir jou die tekens in jou hakie. So as dit 'n plus is, dan gaan al twee tekens dieselfde wees, en dan kyk jy na die eerste teken. So hier sit ook 'n plus, met ander woorde ons gaan 2 plusse hê. Indien dit 'n minus by die laaste teken was, dan sou die twee hakies se tekens verskillend gewees het. Een 'n plus en een 'n minus. Goed, vir die plus kry dan die faktore van 8, waarvan die som vir jou 6 gee, en ons sien dit is dus dan die 2 en die 4 wat ons hier gaan gebruik. Gaan hersien asseblief maar self weer die geval van 'n minus by die laaste term. Vir moeiliker 3 terme wil ek tog wel vir jou mooi volledig weer die kruismetode gaan verduidelik. So in hierdie geval gaan kry ons daai koëffisiënt van ons x² se faktore sowel as ons konstante term se faktore. So 21 se faktore is 1 maal 21 en 3 maal 7. So jy moet mooi daarop let, ek het dit in pare gegroepeer. 4 se faktore is dan die 1 en 4 en die 2 en 2. Nou gaan trek jy vir jouself 'n kruis en nou moet jy begin besluit watter kombinasies gaan vir jou by die antwoord uitbring. So, die 21 is die heel linkerkantste getal, so by die linkerkant gaan ons een van hierdie twee faktore pare van 21 gebruik, en die 4 was aan die regterkant, so ons gaan die een van daai twee kombinasies gebruik. So, ons gebruik nou hierso die 7x en die 3x, jy kon natuurlik ook die 3x bo gesit het en die 7x onder, dit maak nie saak nie, en aan die regterkant gaan ek die kombinasie 1,4 gebruik. Nou jy sal sien, hoe meer jy van hierdie somme doen, hoe vinniger gaan jy die kombinasies raak sien. Maar tot dan toe gaan jy maar moet probeer. So jy sou sê nou maar die 7x en die 3x gekies het, en sê nou maar dalk die 2 en die 2, en dan gesien dat dit werk nie. Of jy die 7x en die 3x gedoen, maar jy het bo die 4 en die 1 gesit, wat ook nie sou werk nie, so dan probeer hulle omruil, en dan sien jy dit werk. So dit is maar bietjie 'n probeer en verbeter tegniek wat jy moet gebruik. Goed, nou die kruis laat my nou juist dink aan maal. So, ons begin by die 7x en ons volg die lyn 7x maal met die 4 en dit gee vir ons 28x. 3x maal met die 1 gee vir ons 3x. Nou, ons wil nou met hierdie twee waardes op 'n manier by daardie middelste term uitkom, by positief 25x. Nou moet ons besluit, hoe gaan ons daar uitkom? Nou, eerstens, die laaste term se teken, die minus, duif my aan dat my tekens moet verskillend wees in die twee hakies. Nou, hier kan ons nie die reëls toepas soos ons by die maklike 3 term gedoen het nie, en daarom moet jy staat maak op jou kruismetode. So om by 25x hier by ons kruismetode uit te kom, sien ons nou dat die 3x negatief moet wees en die 28x positief, want 28 minus die 3 gee vir ons positief 25.
Herhaal dan die tekens voor hierdie laaste ene, want nou is hy presies soos wat hy horisontaal is, kan jy dan gaan neerskryf in jou hakkie. So ons kry 7x min 1, en dan vir die onderste ene kry ons dan die 3x plus 4, en daar is jou moeiliker 3 term gefaktoriseer. Die laaste tipes wat by faktorisering voorkom, is die som of die verskil van derde. Nou vir die som of verskil van derde magte, het ons vir die som, sien ons dat die plus, dat ons daar ook dan die plus het. So hier's 4 goeters wat moet gebeur. So eerstens, om seker te maak of dit 'n som of verskil van derde magte is, moet jy 2 terme hê, wat geskei is met het sy 'n plus of 'n minus, en jy moet die derde magswortel van elke term ken. Dan kry ons altyd 'n 2 term hakkie en 'n 3 term hakkie. Die tekens is die eerste ding wat jy gaan doen. So indien dit 'n plus is, dan bly dit hier 'n plus, en dan in jou 3 term is die eerste teken altyd die teenoorgestelde van dit wat jy in jou 2 term hakkie het. Die laaste teken is altyd 'n plus. Nou gaan kry ons eers die 2 term hakkie met behulp van ons uitdrukking. So x tot die mag 3 se derde magswortel is x, en y tot die mag 3 se derde magswortel is y. Nadat jy die 2 term hakkie het, gebruik ons nou die 2 term hakkie om die 3 term te voltooi. Die eerste term gekwadreer moet vir jou die eerste term en die 3 term hakkie gee. Eerste een gemaal met die tweede een, xy, en dan die laaste een gekwadreer, y kwadraat. Soortgelyk werk dit presies dieselfde vir 'n verskil van derde magte, so jy gaan sien al wat nou hier verander het is net die teken. So as dit 'n minus was, 'n verskil was, dan is jou 2 term hakkie ook 'n minus, en dan is jou 3 term hakkie se eerste ene dan 'n plus. So hier is al die stappe van faktorisering. Weereens, ek sê, dit is in 'n logiese volgorde, maar dit kan beteken dat jy dalk sien maar die eerste 4 stappe glad nie gaan doen nie, en dat jy net die 3 term stap gaan doen. Baie belangrik, wanneer jy faktoriseer, maak seker dat elke hakkie wat jy kry, volledig gefaktoriseer is, en dat jy nie iets gemis het nie. So vir die vereenvoudiging van eksponensiële uitdrukkings maak ons gebruik van faktorisering, maar ons maak ook soms gebruik van die K-metode. Nou iets om hier te onthou is dat jy jou eksponentwette van links en regs af moet ken. So jy het geleer dat a tot die mag x maal a tot die mag y gelyk is aan a tot die mag x plus y. Maar jy moet vir al hierdie jaar ook weet dat a tot die mag x plus y kan ook herskryf word as a tot die mag x maal a tot die mag y. Soortgelyk, a tot die mag 2x kan herskryf word as a tot die mag x in 'n hakkie gekwadreer. En onthou, gekwadreer beteken mos nou maar eintlik dis a tot die mag x maal a tot die mag x. Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde. So in hierdie voorbeeld het ons 'n 3 tot die mag 2x plus 3 tot die mag x gedeel deur 3 tot die mag x plus 1. Nou, belangrik om te onthou, om breuke te vereenvoudig, moet dit 'n 1 term gedeel deur 'n 1 term wees. So indien dit nie in daai formaat is nie, dan moet jy eers gaan faktoriseer, en dit is nou juist wat ons hier moet gaan doen. So let nou op hierdie 3 tot die mag 2x, so as jy nou dink aan die vorige skyfie, kan ons 3 tot die mag 2x gaan skryf as 3 tot die mag x in 'n hakkie, alles gekwadreer. Dit beteken ons kan nou 3 tot die mag x gaan uithaal as 'n GGD, en onthou, as jy begin het met 2 terme en jy haal 'n GGD uit, dan moet die hakkie wat daarop volg ook 'n 2 term hakkie wees. So as ons 'n 3 tot die mag x by die eerste term uithaal as 'n GGD, dan bly daar 'n 3 tot die mag x oor, plus dan die 1 by die laaste term. En nou is dit lekker om raak te sien dat die 2 hakkies is identies, met ander woorde, hulle gaan deel mooi uit, hulle vereenvoudig, en ons bly net oor met ons finale antwoord van 3 tot die mag x. Hier is so 'n klein bietjie moeiliker tipe voorbeeld.
Nou in hierdie geval maak ons gebruik van die k-metode. So stel 5 tot die mag x gelyk aan jou k. So as ons nou hierdie k gaan kwadreer, dan beteken dit ons gaan die 5 tot die mag x ook kwadreer. En dit gee dan vir ons dat 5 tot die mag x in 'n hakkie gekwadreer is dan dieselfde as 5 tot die mag 2x. En dus kry ons dus k kwadraat plus 5k min 6 gedeel deur k plus 6. En dadelik lyk dit sommer net makliker om te gaan faktoriseer. So ons het 'n maklike 3 term wat faktoriseer na k plus 6k min 1. Ek het sommer reeds die noemer ook vir ons in 'n hakkie gaan sit, k plus 6, want dan is dit maklik om te sien, 'n hele hakkie mag met 'n identiese hakkie vereenvoudig, so ons bly oor met k min 1. Oppas, moet nou nie daar stop nie, want onthou, die oorspronklike som was nie in terme van 'n k nie, so vervang weer die k met wat jy dit gelykgestel het aan, naamlik 5 tot die mag x, en daar is jou finale antwoord. Vir 'n laaste voorbeeld gaan ons kyk na eksponente wat rasionale eksponente is. So weer eens gaan ons van die k-metode gebruik maak. Nou hier is 'n lekker wenk. Stel die mag met die kleiner breek as eksponent gelyk aan jou k. So, ons het 'n 2 op 3 en 'n 1 op 3. Nou 1 op 3, 'n derde, is kleiner as 2/3. So ons gebruik daardie x tot die mag 'n derde, gaan ons dan gelykstel aan die k, want as ons nou weer eens gaan kwadreer, dan kry ons dat k kwadraat is maar daai x tot die mag 2 op 3. Weereens, nou is hy bietjie makliker om te faktoriseer, en jy kan dit vinnig gaan doen, en dan wil ons nou seker maak, dat ons kry dan nou gelyksoortige terme, so in hierdie geval gaan ons sien dat dit is k plus 1 gedeel deur die k plus 1, en ons bly oor met die k min 8, en gevolglik vervang ons dan weer die k met ons x tot die mag 'n derde, en dan is x tot die mag 'n derde minus 8 ons finale antwoord. Daar is nog heelwat voorbeelde in jou handboek wat jy moet gaan deurwerk, voor jy met die huiswerk begin. Lekker werk!